Goeienaand. Ek is so bly julle is vanaand in die huis van die Here. Ek daar soos in die badkamer ringe gekry. Hulle pas nie lekker vir my nie. Ek was nou lus om nou vanaand so. As jy dit verloor het, kom kry, ja wag, laat ek nie moenie daaroor praat nie, los dit net daar. Jy is baie welkom. Ons blykbaar in die badkamers gekry. Ons kan dit net. Miskien is dit iemand wat vanoggend hier was. Maar is lekker om saam met jou vanaand in die huis van die Here te wees. Het het so lekker gereën. Ons dank die Here dit het lekker gereën. En ons is nie bang vir reën nie, ons is Pinkster. Ons doop dan groot. Maar lyk my die apostolies is bang vir water, jong. Hulle is 'n klomp wat vanaand nie hier is nie. Maar het is lekker om julle hier te hê en ons aanlyn mense ook. Het is lekker om julle saam met ons te hê. En ons wil die Here net groot maak en aanbid. Ons gaan ook met ons eerste koorvers. Baie dankie oom Mennie, laat jy ons wakker maak. Ons gaan ook met ons eerste koorvers, gaan ons offerande opneem, ons tiendes, ons dankoffer aan die Here bring. Kom ons bid net saam. Dankie Here vir die liefde, U is hier, ek ervaar U is saam met ons. Ek bid Here, raak ons vanaand aan. Kom Here in die grootheid. Kom in die almag, kom in die heerlikheid. Here, van die eerste koorvers af, dat almal sal weet die Here is in hierdie gebou. Seën ons Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie pastoor, welkom van ons musiekspan se kant af. Toe pastoor sê van die water, en ons is so bang vir die water. Ek dink ons moet by elke deur 'n fonteintjie sit, wat jy met deurloop as jy inkom. Jy kan gewoond raak in die water, hoef jy nie bang te wees nie. Kom ons gaan opstaan, dan gaan ons die naam van die Here groot maak. And we offer unto you
Here, wat 'n God. Wat 'n God aanbid ons die vanaand. Loof die Here. Here, as ons so kyk na die reën daar buite. Here, as die son sien skyn elke môre opkom opnuut, dan ervaar ons u goedheid, my Here. Beleef jy nog die goedheid van die Here? Ervaar jy nog sy bederf elke môre? Here, ons eer die grootheid. Ons aanbid die Here. Ons loof die Here. Die
Here sal net op U vertrou. Net op U, Here. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. Praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my This is my story. Oh, this is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Ons loof U, Here. Ons eer U, Here. U is heilig, U is heilig. This is my story. Ons eer U, Here. Kanamashabandalara sarabondoloroshende. Heilig, heilig, heilig is die Here. Heilig is die Here. Inaya shabanda basaborobondalara yesevendi. Kinaya shabandolorosurubundu. Ons eer U, Here. U is heilig, U is heilig. Loof die Here. Heilig is die Heer,
koning, ons eer U, Here. Loof dit ons. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Here, ons aanbid U, want U is ons God. U is ons koning, U is ons Here. Here, ons sing 'n loflied, want U is heilig. Dis die storie wat ons vertel. U het ons vry gemaak en nuut gemaak. U het ons heel gemaak. Ek dank U, Here, vir wonderwerke. Dank U, Here, dat U aanraking sal ek ervaar in my gees, Here. U maak heel vanaand. U maak nuut. U herskep mense se lewens. Ek ervaar, Here, U maak drome waar. Dankie, 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 Here. Salf elkeen, Here. Dit bid ons in die grote naam en ons eer U. Amen. U kan U sitplekke neem. Die Here het my wonderlike woord in die week gegee. Hy net opnuut met my praat en ek wil net vinnig voor ek preek dit vir u noem. Ek kan nie onthou wat een van my seuns was dit nie. Maar ons loop, ek kan ook nie onthou waarvoor was dit, of 'n Moedersdag of wat, ons het 'n geskenk gaan soek. En ons kom in die winkel en hoekom sit hulle 'n bordjie op, do not touch? Dis verskriklik. En soos ek sê, ek kan nie onthou of het Lucas of Jake was nie, maar hulle was nog klein. Kyk, 'n volwasse man wil dan aan daai ding vat. Maar onopsigtelik. Jy sal net so staan en... Maar jou kind weet van niks. En natuurlik breek die ding. En die bestuurder verskyn soos die skim. En hulle wys na die bordjie. En my eerste reaksie was, is hy ekkie? Dis hy. Want daar staan by, as jy hom breek, betaal jy. En ek kon, dit het vir 'n oomblik deur my gedagtes gegaan om te sê, hou hom, ek gaan loop. Maar ek het dit nie gedoen nie, want ek is 'n goeie pa. En of een oggend, toe sê die Here vir my, onthou jy, wie is verantwoordelik? Jy is verantwoordelik, want jy is die pa. En die Here sê vir my, maak nie saak hoe jy breek nie. Ek is die pa, en ek is verantwoordelik om jou weer heel te kry. Ek sal jou herstel, ek sal jou nuut maak. So, ek onthou dit nie verniet nie. Die Here sê vanaand vir iemand, ek bly die pa. En ek vat verantwoordelikheid vir die skade wat gebeur het. Maak nie saak hoe erg die skade is nie. Die Vader sê, ek sal betaal.
Ek wil met jou praat oor jou eerste liefde. Ek wonder of kan jy dit nog onthou. Openbaring 2, vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Dis die brief aan die gemeente van Efese. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. Dat jy verdra het, lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Dis 'n baie goeie getuienis eintlik. Maar dan kom die volgende vers en sê, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. En bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Net so vinnig 'n bietjie agtergrond. Efese was een van die sterkste gemeentes in die Nuwe Testament. En as jy vandag Turkye toe gaan, is daar niks. Die kandelaar is verwyder. En daar is nie meer 'n kerk in Efese wat daarvan afkom nie. Want die Here sê, jy het alles reg gedoen. Maar as een ding wat gebeur het, jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het weggestap van dit wat belangrik is. Jy sien, dis belangrik dat daar groei sal plaasvind. Dis belangrik dat daar heeltyd ontwikkeling sal wees. Baie dink, as ek my hart vir die Here gegee het, dan stop alles. Ek het vergeet. Hulle het vir my gesê voor diens ek praat te vinnig. So ek gaan net so preek vanaand. Ek het probeer. Ek het vir 'n oomblik probeer. So dis vreeslik belangrik dat jy daai stap sal neem om te groei, om te ontwikkel. Want die begin is nie die einde nie. Die feit dat jou hart vir die Here gegee het, is nie die einde nie, dis die begin. Die feit dat jy gedoop is of gedoop is met die Heilige Gees, is nie die einde nie. Dis tyd vir aksie, dis tyd om te beweeg. Everest fascineer my vreeslik. Nie laat ek dit ooit sal gaan klim nie. Ek dink jy moet aangepas wees om dit te gaan klim. Die hoogste bergpiek in die wêreld. Van 1921 af het daar 7000 mense die piek al bereik. 340 het gesterf. Hulle sê, nou vir julle is dit nou nie 'n probleem nie, dit kos tussen $33,000 en $200,000 om dit te gaan doen. Net om te kan sê, jy het Everest geklim. Ek weet nie hoekom nie. Dan hang jy 'n sertifikaatjie en sê, ek was daar. Sê ek het die Magaliesberg geklim. En ons het daar gebid. Maar weet jy, ek lees 'n baie interessante ding. Hulle sê, die meeste mense wat sterf, sterf nie op pad op nie. Hulle sterf op pad af. En dit is toch al 'n vreemde ding. En ek het gewonder daaroor. En as jy begin rondlees, dan sê hulle, een van die grootste gevare is, juis as jy sukses behaal het, die euforie daar rondom. En dan sit asof jy vir 'n oomblik net verslap. Onthou jy, en dis waaroor die preek gaan, jy het hierdie hoogte bereik, daar was 'n dag wat die Here jou lewe verander. Toe ek my hart vir die Here gegee het die pastore nog daai het gesê, ek hoor nie meer, hulle sê dit vandag nie, jy moet in jou Bybel die datum neerskryf. Dis belangriker as jou geboortedatum. Want dis die datum wat jy gered is. Ek moet eerlik vanaand erken, ek kan vir jou min of meer jaar sê. En dan gaan ek ook met raai. Al wat ek weet is, ek het my hart vir die Here gegee. Nou kom die Here by die gemeente van Efese. As jy die boek van Efese lees, dis een van die mees dinamieste boeke in die Nuwe Testament. Dis 'n boek wat handel oor, hoe moet jy as kind van die Here leef? Hoe moet jou lewe lyk? En dan lyk hierdie gemeente baie mooi. En dan kom die Here en sê, ek het dit teen jou. Nou wil ek begin deur vir jou te vra, kan jy nog, moet asseblief nie antwoord of iets nie, kan jy nog jou eerste liefde onthou? Is te lang terug. Kan jy nog onthou hoe dit is om verlief te wees? Daar was so 'n tyd, jy sal dit miskien nog nie onthou nie, maar daar was so 'n tyd. Nou kom ek herinner jou net so gou so 'n bietjie. Wat beteken dit? As jy verlief raak, jou eerste begeerte is, ek wil tyd saam met hierdie persoon spandeer.
Ek wil net met hierdie persoon praat. Ek wil alles van hierdie persoon af weet. En as die persoon met jou praat, dan sit jy soos iets wat gif ingekry het. Jy sê net, wow. Onthou julle, was julle daar? Ag, asseblief tog, julle is nie so treurig nie. Nou, as die Bybel sê, jou eerste liefde verlaat, die eerste punt is, het jy nog so gevoel oor die Here? Het jy nog hierdie begeerte, Here, ek wil net in die teenwoordigheid doen. Dis kom jy hier is vanaand. Here, ek wil net in die teenwoordigheid kom. Here, ek wil net meer van U leer. Daarom doen die Bybelstudie. Here, praat met my. Maak die woord lewend. Here, breek die woord vir my. Here, gee vir my beloftes. Gee vir my wonderlike dinge. Daar die begeerte van, ek wil alles weet. As jy verlief is, die tweede ding wat jy doen is, jy is bereid om te belê in 'n verhouding. Dit kos niks te veel nie. Niks is moeite nie. Jy is bereid om, en dit lyk of ek vanaand met mense praat wat nie 'n cooking clue het waarvan ek praat nie. Okay, kom ons gaan nou ooreenkoms aan. Maak of jy weet. Okay, kom ons gaan die ooreenkoms aan. Jy wil net tyd by die persoon spandeer. As hy sê, ek is so lus vir 'n roomys, te sê, kom ons ry. Kom ek gaan koop vir jou 'n roomys. As hy na 40 jaar vir jou sê, ek is lus vir 'n roomys, sê, okay, bring sommer vir my ook een saam as jy. Nee. Dit sal nooit gebeur nie. So as jy verlief is opoffering nie 'n kwessie nie. Jy's bereid om te offer. Nou, en die rede hoekom ek hierdie simptome vir jou sê, is dat jy kan uitvind of die liefde wat vir die Here in jou lewe brand nog daar is. Want as jy nie bereid is om tyd met die Here te spandeer nie, het jy jou eerste liefde verlaat. As jy nie meer tyd in die teenwoordigheid wil spandeer en meer van die Here wil weet nie, dan het jy jou eerste liefde verlaat. Voel jy nog so oor die Here? Is dit nog vir jou lekker om die Here te dien? Is dit vir jou lekker om kerk toe te kom? Is dit vir jou lekker om die Here te aanbid? Is dit vir jou lekker om iets vir die Here te doen? Weet, as jy iets vir die Here doen, dan moet dit nooit moeite wees nie. Jy moet sê, kom ons gaan. Daai ywer, daai begeerte om net meer en meer van daardie persoon te hê en tyd saam met daardie persoon te spandeer. Jy maak moeite. Jy dink allerhande planne uit om tyd saam met daai persoon te spandeer. En dan die derde simptoom of siekte toestand, wat ook al is, dit neem jou lewe oor. Dis al waaroor jy dink. Jy dink heeltyd net oor daai persoon. As jy in die winkel loop, dan dink jy nie meer, wat se chocolates wil ek hê, en jy dink, waarvan sal sy hou? Wie doen dit nog? Nie een nie. Ag nee, o heerlikheid. Ek gaan 'n seminaar aanbied van hoe om weer verlief te raak. Smaak my, julle verstaan niks. En dit is asof dit jou hele lewe oorneem. Jy dink net oor daardie persoon. Dit beteken daar's verliefdheid. Dit beteken dat iets in jou binneste gebeur. Nou, weer eens, het jy nog die Here lief? Dink jy nog die hele tyd oor, ek kan nie dit doen nie, want dit sal die Here nie tevrede stel nie. Ek kan nie daar gaan nie, want dit sal nie die Here tevrede stel nie. Ek kan nie so optree nie, want dit is nie wat 'n kind van die Here, wat van 'n kind van die Here verwag word. Kyk wat sê Openbaring 2 vers 4. Ek het teen jou, jy het jou eerste liefde verlaat. Dis 'n keuse. Jy het dit nie verloor nie. Jy het dit nie verlê nie. Jy het nie, laat jy nie meer weet nie. Hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Weet jy kan kies om nie meer lief te hê nie. Jy kan kies, ek gaan nie meer lief wees nie. Jy kan kies, ek gaan nie meer lief wees vir iemand nie. Dis 'n keuse. Nou sê die Here, ek het teen jou, jy het gekies om my nie meer lief te hê nie. As ek na Suid-Afrika kyk, en nou maak ek in die algemeen uitspraak, en natuurlik is dit nie heeltemal die waarheid in die sin van alle mense nie, maar ek wil amper sê, Suid-Afrika het gekies om die Here nie meer te dien nie. Natuurlik is daar 'n oorblyfsel. Natuurlik is daar 'n klomp mense wat nog steeds die Here dien, maar die grootste persentasie mense het besluit om die Here nie meer te dien nie. So ek dink, as die Here vanaand oor Pretoria moet praat, kom ons vat dit maar nader, dan sal die Here sê, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hoe tragies sal dit nie wees, as die Here dit vanaand vir loftaal moet sê nie. As die Here vanaand jy moet instap, en hy moet vir ons sê, ek het teen julle het julle eerste liefde verlaat. Hoe hartseer sal dit wees, ek dank die Here, ons is hier, en ons het gekies om voluit vir die Here te gaan, en daarom moet nooit hierdie keuse maak, om te kies nie. Kies, ek wil dit nie meer daar wees. Hy sê, jy het.
Nie omstandighede nie. Nie ander mense. Jy sien, wat hierdie teks is, jy kan nooit 'n verskoning aanwend oor hoekom jy nie meer die Here dien nie. Jy kan nie sê, hierdie een het my seer gemaak, nou dien ek nie. Hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Here, ek wil U graag dien, maar ons pastoor het die intellektuele vermoë van 'n breindood slak. Dis baie haai, dis nie sommer. Ek gebruik maar die pastoor as voorbeeld, net dan krap ek iemand om. Ek wil graag die Here dien, maar ons worship, oh man. Jy sien, as jy kies om die Here te dien, dan maak dit nie saak nie. Dan maak dit nie saak wat in die kerk gebeur nie. Jy wil net by die Here wees. Jy wil net saam met die Here wees. Die tieners het die voorreg gehad dat ek hulle Vrydag aand kon vermaak. Oudste tienerpastoor in die kerk. Ek het gesê ek wil aansoek doen vir die pos. Ek wil die tienerpastoor wees. Ons kan 'n ander pastoorende pastoor, ek wil. Toe spot Werner sê, ja, as hulle vra, waar is die tienerpastoor, dan sê hulle, daai grys kop, daai oor daar loop. Nou vra almal vir my, was dit nie vir jou wild nie? Want tieners kan een ding reg doen en dis raas. Toe sê ek nee, want ek het vroeg in my lewe geleer, almal hoef dit nie soos ek te doen nie, dit maak nie saak nie, dien net die Here. Aanbid net die Here. Maak net die Here groot, I don't care. Aanbid net die Here. Raak net besig met die Here. Moenie die keuse maak, want jy sien, die vyand sê, jy het 'n rede om nie die Here te dien nie, want as dit om vreemde mense in daai kerk, hy's 'n leienaar. Jy kies om die eerste liefde te verlaat. Jy kies om jou rug op die Here te draai. Jy kies om weg te stap, want dis wat dit beteken. Hy sê, as jy dit verlaat, dan beteken dit jy loop weg. Jy kies om nie in die kerk te wees nie. Jy kies om nie te aanbid nie. Jy kies om nie te getuig nie. Dis nie iemand wat jou forceer nie. Dis hoekom die woord sê, elkeen sal sy eie pad vat. Jy gaan voor die Here staan en hy gaan sê, wat het jy gekies? Wat het jy gekies? Het jy gekies om die Here te dien? Nou is dit so, as jy moet wegstap van liefde, dan is dit nie maklik nie. En dit gebeur ook nie eensklaps nie. Dis klomp klein besluitjies. Die van die wat nou baie gereeld kerk toe kom. Ok, kom ek praat maar liewer weer oor myself. As ek met vakansie is daar in Marlof Park, dan gaan ek nie na Komatipoort se AGS toe nie. Dis 45 grade. Daai pastoor het nie brieke nie. Hy dink 2 ure is goeie tyd om kerk te hou. So jy bid eers dat hy moet stop. Dan bid jy, sê Here, kom haal my. En jy bid vir die wegraping. Nou gaan ek nie meer, ek het besluit, dit sal nie vir my werk nie. Maar weet jy, en is nie omdat dit my werk is nie, maar as dit Sondagoggend 9:00 is, en ek sit in die bos, dan voel ek skuldig. Ek voel ek moes in die kerk gewees het. Gelukkig dank die Here, dan stream ek. Dan sê my vrou, los hulle uit. Dan stream ek, of die ouens hulle werk doen as hulle worship. Ek stream om te kyk of die pastore waarheid, ek kyk elke diens. Hoekom? Ek voel my plek is, ek moet in die kerk wees. Nie laat ou nie daar die Here aanbid nie, natuurlik doen ek dit daar. Ek bid nog steeds daar net soos ek hier bid, maar jy het hierdie begeerte om net by die Here te kan wees. Maar dit begin by klein besluitjies. Hou besluit eendag, ek gaan nie vanaand kerk doen nie, dit reën 'n bietjie. Dan plaat dit jou hele diens en jy stream en jy gaan te kere. Oor 2 weke sê jy, ag, ek kan nie vanaand kerk toe gaan nie. Dan plaat dit jou nie meer so baie nie. Later ontstel dit jou nie meer nie. En kerk is net nie meer belangrik nie. Ek kry baie keer mense in my kantoor wat vir my sê, ons kan nie onthou, wanneer laas was ons in die kerk nie. Dan vra ek vir hulle, dien jy die Here? Dan sê hulle, ja, dan sê ek, nee, jy doen nie. Want hoe kan jy sê, ek is lief vir iemand, maar ek praat nooit met jou nie? Ons moet ook net nie by mekaar kom. Ek lees 'n baie oulike ding, dat eintlik met die preeks nou niks te doen nie. Ek het my vrou, dit is vanmiddag gelees, maar sy het nie gedink, snaaks nie. Dan gaan ek dit vir julle vertel, om te kyk of julle dink snaaks. Die ou wat die prokureur bel en sê, hy wil skei, sy vrou praat al 6 maande nie met hom nie. Toe sê die ou vir hom, wat?
Weet jy hoe min sulke vrouens is daar in die wêreld? Hou. Die mans verstaan dit om een of ander rede. Daar's nie verhouding as jy nie praat nie. Baie mense dink, ek kan 'n verhouding met die Here hê, maar ek praat nie met hom nie. Ek kom nie na hom toe nie. Ek is nie in sy teenwoordigheid nie. Die Here sê vanaand vir die kerk van die wêreld, ek het dit teen jou, jy het jou eerste liefde verlaat. Pas op. Kyk na jou keuses. Pas op vir daai klein keuses. En as jy weer jou oë uitvee, dan is daar nie meer liefde nie. Dan is dit heeltemal uit jou lewe uit weg. Het is baie maklik om klein besluite te neem. Ag, ek gaan nie nou bid nie, ek sal maar later. Die Here sal verstaan. Ag, ek gaan nie nou met die Bybel besig wees nie. Die Here sal verstaan. Ek gaan nie nou aanbid nie. Die Here sal verstaan. Nee. As jy die Here opreg liefhet, dan sê Here, ek wil net in die teenwoordigheid wees. Daarom, dan praat hy, en dan sê, wat moet jy doen? Onthou. Hy sê, onthou jy, waar ek jou uitgehaal het. Onthou jy waar jy was. Onthou hoe dit was in die wêreld. Onthou jy die leegheid wat daar was, sonder die Here. Want niks kan daardie leegheid vul nie. Dis kom die wêreld heeltyd jaag. Dis kom die wêreld afhanklik raak van 'n klomp goed. Want hulle het 'n leemte wat hulle probeer vul. En hulle dink hoe vinniger ek lewe en hoe meer ek doen, hoe beter is my nee. Net God kan daardie leemte vul. As iemand uit jou lewe uit weggaan, is daar 'n leemte. En niemand kan dit vul nie. Niemand. Almal kan nice wees met jou. Maar as jy het lief gehad het en die leemte is daar, dan kan niks, geen pleister maak daar goed reg nie. Niks. Net God kan, as dit 'n geestelike leemte is, kan dit verander. Daarom sê hy, onthou. Onthou. Kan jy onthou waar die Here jou gaan haal het? Wat 'n getuienis. Kan jy onthou hoe die Here jou verander het? Ek onthou, ek kan nie verstaan nie, maar as ek preek, onthou ek al die ou, vreeslike ou liede. Ons het gesing, He brought me out of the mighty clay. Dis al wat ek onthou. Verder onthou ek nie meer nie. Al wat ek weet, jy was in 'n put van modder en die Here het jou daaruit gehaal. Kan jy dit onthou? Kan jy onthou die eensaamheid waarin jy was, toe die Here nie daar was nie? En dan sê hy, en bekeer jou. Jy sien, 'n tyd dat die kerk van die Here hulle opnuut sal bekeer. Dis tyd dat die kerk van die Here sal omdraai. Dis tyd dat die kerk van die Here sal sê, Here, ons wil weer voluit vir U gaan. Here, ons wil net vir U lewe. Bekering in Grieks beteken om te draai en 'n ander rigting in te loop. Hamartano beteken ek draai heeltemal om. En ek loop in 'n nuwe rigting. Wat 'n rigting? Wat God vir my droom. Dan loop jy op die regte pad. Dan loop jy 'n pad wat die Here wil hê jy moet wees. En dan is dit vir jou lekker om net saam met die Here te loop. Dan is jy uitverkoop aan die Here. Weet julle, die meeste mense sukkel om weg te stap. Hulle kry dit nie reg nie. Mense sukkel om van verslawing af weg te stap. Hulle sukkel om van slegte vriende af weg te stap. Hulle sukkel om van sonde af weg te stap. Hulle sukkel om van bindinge af weg te stap. Dis nie so maklik nie. Want jy moet 'n besluit maak, ek stap nou weg. Ek stap in 'n nuwe rigting. Maar dis die moeite werd. Want weet jy wat se wonder? Jy loop nie alleen nie. Die Here sê, ek sal jou hand vat. As jy nie meer kan loop nie, dan dra ek jou. So okay, ek sal jou vorentoe vat. Weet ek praat baie oor my kleindogter, want wat kan ek anders doen? Dan by Marvel wil sy graag saam met ons gaan stap. Nou stap ons rivier toe. Ag, is nie ver nie. Ek dink so 700 meter, is nie ver nie. Dan stap ons rivier toe. En is nice. Tot ons weer moet terugloop. Dan moet oupa dra. En daai is 'n probleem. So, nou het ek geleer, ek gaan nooit rivier toe saam met Emma as Lukas nie saam gaan nie. Ek sê net, is jou kind. Weet jy, die Here sê nooit, ek gaan jou nie dra nie. Hy sê, ek sal jou dra. Klaagliedere 3 sê, laat ons weer naspeur en deursoek en tot die Here bekeer. Die Lewende Bybel sê, laat ons elkeen ons eie gedrag ondersoek. Dis hoekom ek praat oor, ek het teen jou dat jy eers lief is. En dit gaan oor, het jy die Here nog regtig lief? En om dit te kan doen, ondersoek bietjie jou eie lewe.
Nie ander. Kyk, ons is meesters om ander mense se lewens te ondersoek. Ons is meesters om ook vir ander mense raad te gee. Luister 'n bietjie as jy Springbokke speel. Daar sit duisende briljante rugbyspelers voor die TV. Beter as enige skeieregter. Weet jy hoeveel weet nie, skeieregter skryf elke jaar eksamen. En jy moet, ek was lank Transvaal skeieregter, jy moet 90% kry, anders mag jy nie blaas nie. So jy, daar's 10% wette wat jy obvious nie ken nie. Maar ek is nou dieselfde stoel. Ek dink ook hulle is idioote. Ek dink ook hulle verstaan nie die reëls nie. Maar hierdie teks sê nie, laat elke een die een langsom ondersoek nie. Hierdie teks sê, laat elkeen sy eie gedrag ondersoek. Want dit bepaal of die liefde van die Here nog in jou binneste brand. En dan sê hy, en dan doen wat jy gedoen het. Onthou julle, toe jy jou hart vir die Here gegee het. Maak saak waar dit nou was nie. Jy het hierdie ywer en jy het hierdie opgewondenheid. Jy wil net vir die almal vertel, die Here het jou lewe verander en jy kan nie wag om vir iemand te vertel nie, want die salwing van die Here rus op jou en daar is iets wat in jou binneste brand soos 'n vuur en jy so opgewonde. Kyk, jy kan hulle nie stilhou nie. Hulle wil net vir die Here iets doen in die kerk, jy kan hulle nie stilhou nie. Lyk soos daai Duracell poppetjies wat hulle gaan net te kere. Net jammer, het raak op. Battery raak seker pap. Dit mag nooit opraak nie. Hy sê, ondersoek jou eie gedrag. So elke dag moet jy sê, leef ek nog uitverkoop aan die Here? Kan die mense die liefde van die Here in my binneste? Filippense 3 vers 16 sê, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Hy sê dit, toe die Here jou siel gered het, leef volgens daai reëls. Daai goed wat jy gedoen het, toe jy gedoop is met die Heilige Gees, leef volgens daai reëls. Toe jy besluit het om die Here te volg deur die doopwater, daai opgewonde het, leef volgens daai reëls, sê die woord. Wat sê hy? Hy sê daai brandendheid. Moenie gewoond raak nie. Die lewende Bybel sê, in elk geval, ons moet vorentoe gaan op die pad waarop ons begin het. Hierdie kerk is gebou op mense wat die Here voluit gedien het. Mense wat 'n prys betaal het vir die Here. Onthou, ou Pinkster was 'n prys. Jy het nie verhogings gekry nie, omdat jy AGS is. Jy het nie hoofseun geword nie, omdat jy AGS is. Daar's stomp goed wat gebeur het, omdat jy AGS is. Hierdie kerk is gebou op dit. Kom ons vergeet dit nie. Dank die Here, goed het verander, maar kom ons vergeet dit nie, en sê Here, ons wil net vorentoe gaan op hierdie pad. Daarom sê Galasiërs 5, wandel deur die Gees. 2 Korintiërs 8 vers 11, die lewende Bybel sê, maar dan moet ons nou net so ywerig klaarmaak, soos wat ons begin het. Ywerig. Is jy nog ywerig? Of ly jy aan lamsiek en doodsiekte? Dis 'n baie ernstige siekte, hy is hoogs aansteeklik. Lamsiek en dood. Mens, sy mense nog stadiger loop hulle agteruit. Dis baie stadig. Dis baie erg. Nee, het ons nog 'n ywer vir die Here? Het ons nog 'n ywer om vir die Here te wandel? En dan sluit ek af. En as jy misluk het, onthou, die Here kan nooit misluk nie. Die Here se omgee gaan nooit stop nie. Die Here se liefde vir jou gaan nooit stop nie. Hy wil saam met jou die pad loop. Al wat hy vir jou sê is, kom ons stry die stryd. Kom ons hardloop hierdie wedloop. So as jou liefde miskien vervlou het, is okay. Maar steek die vuur weer aan die brand. Kry dit weer aan die gang. En sê, Here, oorlaai my met die guns. Want hy wil, laat die liefde van die Here brand. Jesus sê, die ywer vir u huis verteer my. Hy sê, ek is so opgewonde. Ek wil net doen wat die Here van my vra. Kom ons bid saam. Dankie, Here. Miskien moet ek tog vir jou 'n gebed doen. As jy vanaand sê, ek dink nie my liefde brand meer so baie vir die Here nie. Wil jy nie net jou hand opsteek en ek gaan saam met jou bid nie. Jy kan dit dadelik weer laat sak, die Here sien die hande.
Here sien die hande. Jy sê net, Here, ek wil net weer aan die brand kom. Kwalifiseer jy nog die goed wat ek genoem het, om te kan sê, Here, ek het jy regtig lief. Here, vanaand bid ek vir elkeen, wat nou hulle hande opgesteek het. Ek bid, Here, dat daai liefde opnuut weer sal aan die brand kom. Here, daardie opgewondenheid, wat jy in jou binneste het as jy verlief is, dat dit nie uit ons lewens uit sal weggaan nie, maar dat ons 'n begeerte sal hê om die Here te dien, om die Here tevrede te stel, om voluit vir die Here te leef. Salf elkeen, Here, en steek vanaand weer 'n vuur aan die brand, dat almal wat hier verbyry sal sê, die liefde van die Here straal uit hierdie gemeente uit. Doen hierdie wonder, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan opstaan, dan sing ons. We bring a sacrifice. Kom ons staan, dan sing ons tot eer van U. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. Loof die Here. Here, ons wil 'n offer van dank aan U bring, want die prys wat U vir ons betaal het, is so groot. Help ons, Here, dat ons in hierdie week waar ons sal gaan, sal leef, laat die liefde van die Here ons dring. En alles wat ons doen, die keuses wat ons maak, laat ons voluit sal leef as uitverkooptes aan die Here. Seën ons, Here, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Sal jy net gou 'n oombliekie sitplek neem? Onthou, ons het nog van hierdie challenge koerantjies, hulle is verniet gratis, kry hulle daar agter, deel dit uit. Dis 'n koerantjie vol getuienisse. Dis 'n magtige evangelisasie medium. So kry sommer 'n klomp en gaan deel dit uit waar jy kom, en so versprei jy ook dit wat die Here besig is om te doen. Dan, voordat jy nou huis toe gaan, daar's wafels en roomys in die koffiehuis, is net R10, gelukkig is dit nie koud nie, dis baie lekker warm, so maak nou eers 'n draai daar, en groet ten minste die ander mense. Die wafels en die roomys is maar net een ding, maar is om lekker te kuier, om met ander te gesels en te hoor, hoe gaan dit met elkeen, want ons kom kerk toe en ons gaan huis toe, maar is lekker om net 'n bietjie saam te kuier. Môre aand 7:00 ons manne, al die manne, dis ons laaste, wat ons om die woord sit môre aand, so jy moet môre aand kom, al was jy nog nooit daar nie, kom môre aand 7:00, ons is 'n klomp ouens wat by mekaar is, net om die woord sit, en die Here is besig om manne te herstel, na die beeld wat hy vir hulle het, en so daar's regtig wonderlike dinge besig om te gebeur, so ons gaan môre aand lekker saam kuier. Daar die midweekdiens donderdag, daar's klomp selle, dit het alles geloop so voor die tyd, en ek aanvaar, julle het mooi gekyk, donderdag aand, die young adults se tema is, hoe om jou verhouding met die Here te verbeter, dit skakel eintlik in by vanaand se boodskap, so kom donderdag aand, ons young adults 6:30,
Hulle praat daaroor. En dan sal ook donderdag aand 'n doopklas. Ons wil graag al die doopkandidate moet donderdag gaan. Dis baie belangrik. Ek doop ou nie as hy nie die klas deurgeloop het nie, maar dit is belangrik dat hulle sal weet waaroor gaan dit. Jy het nog net vanaand om 'n vorm in te vul en ons sal al die reëlings met jou tref. Want volgende Sondag aand is 'n doopdiens wat ons laaste doopdiens vir die jaar. Die hartklopper sluit Saterdag af. Jy moet vanaand moet jy sê as jy daar gaan wees, is belangrik om te registreer, dat hulle kan weet hoe om voorbereidings te tref, en hulle voetwerk reg te kry. Jy bring al die goede saam, jou eie piknikmandjie, jou eie eetgerei, vleis, slaai, koeldrank, en dit gaan 'n lekker dag wees, boerekaskanades, van 9:00 af, Saterdagoggend. Ons sal Sondag bid vir die siekes, dis okay. Ons sal die salfolie saambring, as jy dalk nou 'n spier verrek, as jy jou tekkies aantrek, of so iets. Maar dit gaan baie lekker wees. Ons wil al ons hardloppers, dis die 30s tot 50s uitnooi. Dis so lekker en dit is nie net 'n afsluiting nie. Dit help daarom om te sê waar is ons op pad heen en wat wil ons graag doen. 1 Desember sluit die plus minusse af. Kyk, alles maak nou toe. Na die oggenddiens, hulle gaan wartlemoen en roomys doen. So asseblief, daar's ook 'n lys. Ons wil net weet hoeveel wartlemoene moet ons aankoop. Anders koop ek 'n bakkie vrag aan. Dan eet ek vir die volgende 3 maande wartlemoen. En dit sal glad nie werk nie. So asseblief help. Skryf jou naam op. Ons koop al die wartlemoen en die goeders, maar jy moet net vir ons sê. Die uitreikspan het nog brikette en firelighters. Jy kan daar agter by ontvangs bestel. Hulle sal vir jou sê hoe en waar. En dan onthou die uitreike het ook 'n ouetehuisprojek wat hulle toiletware insamel. Daar is 'n mandjie in die portaal. Jy kan ook net daar, jy kan daar by die ontvangs ook hoor wat behels dit in al die goeders. Ek weet ons gemeente is altyd betrokke. Daar's 'n Kersprojek. Dit staan nog nie op my papier nie. Ek dink van volgende week af sal dit daar staan. Dit moet 1 Desember in wees. Ek sien nie, dit is op my papier. Dit het deurgeglip. Daar's 'n Louis Botha kinderhuisprojek ook. Ek sal net mooi die inligting kry. Dan is daar 1 Sondag om dit te sê. Hoe cool is dit? So, julle gaan nou met spoed kry om dit vinnig te doen. Okay, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vandag so in die huis kon wees. Het was so lekker om net te aanbid en die Here te eer. En ek bid Here, seën ons in hierdie week waar ons in die laaste stukke van hierdie jaar besig is. Here, 'n dubbele deel van die guns. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Mag die Here seën en met u gaan. We bring a sacrifice of praise.